Goeiedag. Gebed 6 en God se belofte daar in 1 Korintiërs 1 vers 30. Ons kyk eers na die belofte en dan sal ons bid. Ek en alle wedergebore kinders van God is nie net vrygespreek nie. Hoor jy dit? Maar is ook heilig en verlos en met Jesus Christus verenig. Ons hoor ons daar in 1 Korintiërs 1 vers 30. Ons hoor daarso, aan God is dit te danke, dat julle met Christus Jesus verenig is. Hy het vir ons geword die wysheid wat van God kom, die vryspraak, die heiliging en die verlossing. Nou God se belofte in 1 Korintiërs 1 vers 30 is dat Jesus Christus ons wysheid, geregtigheid, heiligheid en verlossing geword het, toe die Here God uit liefde en genade jou en my na Jesus toe getrek het. Dit beteken dat ons deur ons vereniging met Christus hierdie ongelooflike gawes ontvang het. Dis nie iets wat ons gedoen het nie. Dis nie iets wat ek en jy gedoen het om na Jesus toe te gaan en hom nou aan te neem nie. Dis nie ons wat na God gegaan het om Jesus aan te neem nie. Nee. Dis God wat ons na Jesus toe getrek het deur sy Gees, ons aan Jesus voorgestel het en ons toe 'n keuse gebied het om Jesus as koning van ons lewe aan te neem. Dis iets wat God self gedoen het, hoor ons Jesus self sê, daar in Johannes 14 vers 6. Jesus self sê hierdie woorde, niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. Hoor jy dit? Jy het nie na Jesus toe gegaan nie. God het jou na Jesus toe getrek deur sy Gees. En dan sê hy, niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Ons het nou net in 1 Korintiërs 1 vers 30 die 4 verwysings gehoor van wysheid, vryspraak, heiliging en verlossing. Nou, die wysheid van God is Jesus, die beliggaaming van God se wysheid, wat ons lei en ons pad rig. En geregtigheid deur geregtigheid van God se genade spreek God ons vry in Jesus Christus as ons hom glo en ons sondes bely. Romeine 10 vers 9 tot 12. En dan die derde woord was heiligheid. Ons word heilig gemaak, afgesonder vir God se doeleindes en bemagtig om 'n lewe te lei wat hom eer. Verlossing. Ons is bevry van die slawerny van sonde en ons skuld is betaal deur Jesus se offer aan die kruis. Niks kan dit verander nie, niks nie. Hierdie belofte is 'n pragtige herinnering aan God se liefde en plan vir ons lewens, nê, maar ook die duurprys wat Jesus namens ons betaal het. Dit moet ons nooit vergeet nie. Ons moet nooit die kruis uit ons godsdiens uit die kerk uit verwyder nie, want dan is alles verniet. Deur Christus aan te neem, word ons deelgenote van hierdie ongelooflike seëninge. Dankie Here vir die voorreg om u belofte te hoor. En dan bid ons vandag u woord, Here. En ons vra vir u, o glorieryke, heilige God en onsse Vader. Ek dank u vir die ongelooflike genade geskenk van u Seun, deur u Seun, Jesus Christus. Hy, Jesus, is ons wysheid, ons geregtigheid, ons heiligheid en ons verlossing. Ons glo en aanvaar u heilige aanbod van vryheid en 'n nuwe lewe in die Here Jesus. Help ons asseblief, Here, om 'n lewe te lei wat u eer en die hoop wat ons in u het, dat dit weerspieël word. Mag ons woorde en dade u naam altyd verheerlik, Here. Ek bid dit in die naam van Jesus. Amen.